Goeienaand geliefdes. Baie welkom by ons Kersangdiens vanaand. Dit moes maar altyd 'n hoogtepunt in 'n gemeente se jaarkalender. En waarskynlik een van die min geleenthede wat ons voor Kersfees regtig so weer by mekaar gaan wees, want binnekort sluit alles, maak alles klaar en gaan ouens met vakansie. So baie welkom. Ook aan ons gaste wat hier is vandag. Dis lekker om 'n klomp vreemde gesigte te sien. Julle is baie welkom by ons. En word ook uitgenooi, elke een wat hier is, om na die erediens in die saal 'n bakkie vrugteslaai en 'n roomys te kom geniet. Dis mos maar amper 'n tradisie wil ek sê, nee, met 'n Kersangdiens. Vriende, dan daar sal 'n deurkollekte opgeneem word na die diens. En as ons die seën uitgespreek het aan die einde, gaan ek vra dat jy net weer u plekke inneem. Daar's 'n laaste lied wat gesing gaan word. So ons kan net daarna luister en daarna kan ons die gebou verlaat. Dan wil ek vir almal wat vanaand ook moontlik gemaak het, sê baie dankie. Hier was 'n klomp dames wat blomme gemaak het en die kerk mooi opgemaak het. Hier's 'n sanggroep of 'n koor wat hard geoefen het en wat pragtig sing en ons sien uit daarna. En daar was 'n klompie dames wat die saal reg gemaak het en gesorg het vir die slaai, die vrugteslaai en die roomys. En ons sê vir almal van julle baie dankie vir al die harde werk en moeite die laaste paar dae om dit reg te kry. Vriende, kom ons begin met die diens. En die heel eerste wil ek graag 'n bietjie verduidelik oor die laaste 4 jaar. Hierdie is die 4de jaar, het ons elke jaar 'n tema gehad. Want Advent, wat beteken om die naderende koms van die Here, afgelei is van die Latynse Adventus Domini, is oor 4 Sondae, en elke Sondag het 'n bepaalde tema. En so het ons die Kersangdienste in hierdie temas dan ingedeel. So was dit die eerste jaar dan vrede gewees. Die vrede wat alle verstand te bowe gaan en teen die agtergrond van al die onvrede wat in ons wêreld leef. Daarna het ons gekyk na liefde. Julle sou die kersboom wat hier gestaan het onthou en waaraan jy 'n hartjie kon gaan hang, om iets van die liefde wat jy beleef ook met ander te kon deel. Verlede jaar het ons gepraat oor hoop, het ons saam gesing oor hoop. En die hoop wat in ons harte leef, dat die Here Jesus Christus weer gaan kom, en dat hy alles nuut gaan maak. En vanaand praat ons, sing ons, dink ons na oor vreugde. Vreugde, vriende, wat is dit? Is dit maar net om bly te wees? Om geluk in jou lewe te ervaar, soos wat die Woordeboek daarna verwys? Of gaan dit oor iets meer? Geluk is daardie ding wat ek beleef as ek gelukkig is, nee, as iets goeds met my gebeur het. Baie keer hang geluk af van die omstandighede waarbinne ek my bevind. Maar vreugde is iets anders. Vreugde lê baie dieper as blote geluk en hang nie af van my en jou omstandighede nie. Maar ons weet dat vreugde uiteindelik net gevind kan word, nie in iets nie, maar in iemand, in die Here Jesus Christus. En die Here Jesus Christus is vandag en môre en oormôre dieselfde. Hy verander oor tyd glad nie.
Hy is die een wat ons vreugde is. En ons gaan dit sien deur die loop van vanaand. Die program gaan normaalweg net voortgaan, ek gaan nie elke keer iets aankondig nie. So julle kan maar dood eenvoudig volg. Jesaja 9 vers 5 sê, vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers, en hy sal genoem word, wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Kom ons bid saam. Here Jesus, U wat ons vreugde is, voor U kom staan ons vanaand, Here, met ontblote harte, harte wat juig, wat sing, wat vertel van die groot geskenk wat ons in U gevind het. Dankie, o Vader, dat U U Seun na hierdie wêreld toe gestuur het, sodat ons die lewe kan hê en dit in oorvloed. Dankie dat ons kan deel in die hemelse vreugde van die ewige lewe. Mag ons dan ook vanaand, Here, met ons gebede en met ons sang, met ons saam wees, iets beleef van die hemelse vreugde hier tussen ons. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. In Sagaria 9 vers 9 lees ons, Jubel Sion, juig Jerusalem. Jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en hy is 'n oorwinnaar. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op 'n hingsvul van 'n donkie. In Maleagi 3 vers 1, ek gaan nou my boodskapper stuur. Ek sal die pad voor my uit reguit maak. En dan sal die Here, na wie julle soek, skielik in sy tempel toe kom. Ja, die verbondsengel, na wie julle met soveel vreugde uitsien, gaan nou kom, sê die Here, die Almagtige. Jesaja 6:61, die Gees van die Here, my God, het oor my gekom. Die Here het my gesalf om 'n blye boodskap te bring aan die mense in nood. Hy het my gestuur om die wat moedeloos is op te beur, om vir die gevangenes vrylating aan te kondig, vryheid vir die wat opgesluit is. Die eer, ek buig in liefde neer. Profete het verwagting, het vervulling, en dis vir geskenk
'n seun is vir ons gegee, 'n koningskind is vir ons gegee. God is met ons, Immanuel, hy heers oor die heelal. Ons wonderbare raadsman, ons vredevors, ons Vader, hy het rondgeslaan, verheerlik kom te saam, verheerlik om te gee. Die vreugde was ook groot met Jesus se geboorte. Die engel voorspel vir Maria uitbundige vreugde. Jy sal blydskap en uitbundige vreugde beleef, en baie mense sal bly wees oor sy geboorte. Daarna sing Maria haar loflied. My siel loof die Here, my gees jubel oor my verlosser. Restore the sun,
een antwoord is dit kijk. Sterk dat zie je ook weer. Dit is een gelijk worden, zorg dat je kijk wordt eindelijk. Toen die sterk zien, dat er onbeschrijfelijke groot heeft ervaren. Dat is een juist, en ja, die is ingegaan, die kijkt samen met Maria, zijn deur te zien, maar deze kniel iemand een grote reis. Kom. Met die glans van God se heerlikheid wat om ons skyn, bring die engel 'n vreugdeboodskap aan die herders. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, kyk, ek bring vir julle 'n goeie boodskap wat vir die hele volk 'n bron van groot vreugde sal wees. Skielik was daar saam met die engel 'n hemelse menigte wat God loof. Eer aan God in die hoogste en vrede op aarde vir die mense in wie God 'n welbehae het.
Die herders se aanvanklike verskrikking het oorgegaan in verwon. Ekskuus tog?
Die herders se aanvanklike verskrikking het oorgegaan in verwondering. Hulle het toe haastig gegaan om die vreugdeboodskap te deel met almal om die krib. Daarna het hulle teruggekeer terwyl hulle God verheerlik en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Presies soos dit aan hulle meegedeel is.
Volkome vreugde kan net ook ervaar word wanneer ons Jesus Christus se opdragte uitvoer. So lees ons byvoorbeeld in Johannes 15 vers 11 en 12. Dit sê ek vir julle, sodat julle my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. Dis ook 'n vreugde wat nie van ons af weggeneem kan word nie. Niemand kan dit van ons steel nie. Daarom lees ons dan ook in Johannes 16 vers 24. Tot nou toe het julle niks in my naam gevra nie. Vra en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees. Net so is julle ook nou bedroef, maar as ek julle weer sien, sal julle harte vol blydskap wees, en niemand kan julle blydskap van julle af wegneem nie. Saam met die engele is ons bly. Ons is bly oor elke sondaar wat gered word en homself bekeer. So ook woeker ons met die gawes en talente wat ons het in God se koninkryk, sodat ander ook mag deel in sy vreugde. Ek sê vir julle, net so is daar blydskap onder die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. Toe sê sy eienaar vir hom, mooi so, jy is 'n goeie en getroue slaaf, oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde. Stil. Vreugde kom van God, maar is ook in God. Soek in God jou vreugde, deur naby aan God en sy woord te leef, en te groei in jou geloof. Sal jy groei in vreugde, en sal jy vervul word met vrede en oorvloedige hoop, deur die werking van die Heilige Gees. Die Heilige Gees vervul ons nie net met hoop nie, maar volgens Galasiërs 5:22 en 23 ook met die vrug van die Gees, wat blydskap, vreugde,
liefde en vrede insluit. Ware vreugde is die resultaat van die werk van die Heilige Gees wat in ons werk. Ons kan dus nie ware vreugde op ons eie kry nie. Slegs deur die Heilige Gees kan ons by ware vreugde uitkom. Mense wat toelaat dat die Gees in hulle werk, is vol vreugde. Daarom kan ons as God se kinders vreugde ervaar onder alle omstandighede, want ons leef nie net 'n aardse lewe nie, maar ons geloof het 'n groter doel, naamlik die verlossing van ons siele en om eendag saam met ons verlosser te wees. 1 Petrus 1 vers 8 en 9 sê, Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie, en al sien julle hom nie nou nie, glo julle in hom, en jubel julle met onuitspreeklike en heerlike blydskap, omdat julle reeds deel het aan die doel van julle geloof, naamlik die verlossing van julle siele. Amen.
Daar is soveel dinge wat ons vreugde in hierdie wêreld steel. In ons land en sy omstandighede. In ons eie omstandighede baie keer. Moontlik siekte. Die dood van 'n geliefde. Dit kan dalk finansiële probleme of armoede wees. Daar is soveel dinge waaroor ons negatief in hierdie wêreld kan wees. Maar die woord van God gee vir ons riglyne hoe ons hierdie blywende vreugde elke dag kan ervaar. In 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 18 lees ons: julle moet altyd bly wees. Julle moenie ophou bid nie. Julle moet altyd dankbaar wees. Dit maak nie saak wat gebeur nie. Dit is wat God wil hê julle moet doen, omdat julle in Christus glo. Wees bly. Julle hart behoort oor te loop van blydskap, omdat julle aan die Here behoort. Ek sê weer, julle moet baie bly wees. Filippense 4 vers 4. Bid altyd. Die vreugde van die Here, die vreugde wat niemand van ons kan wegneem nie, groei uit 'n lewe waar gebed, 'n gesprek met God, deel is van ons alledaagse lewe. Wees dankbaar. Wanneer ons dankie wil sê, kan ons God maar een ding gee, en dit is blydskap. Blydskap en dankbaar is vaandels wat die Heilige Gees by die graf van die ou mens geplant het. Onderhou die wette van God. Jakobus 1 vers 2 en 3. Maar iemand is gelukkig wanneer hy goed luister na die wette van God. Die wette wat heeltemal reg is en wat 'n mens vry kan maak. As so iemand aanhou luister, dan vergeet hy nie wat hy gehoor het nie. Nee, hy doen dit. En so 'n mens sal regtig gelukkig wees, omdat hy doen wat die wette van God sê. Gee liefde, ondersteuning. 'n Mens kan nie werklik ongelukkig wees as jy ander bly maak nie. Om liefde te gee bring vreugde, en om liefde te ontvang bring ook vreugde. Wees bly oor die liefde wat jy kan gee en ontvang. Die Bybel leer ons, dit is saliger om te gee as om te ontvang. Doen goed aan ander. Ware vreugde is aansteeklik. Moeder Teresa het gesê, vreugde vermenigvuldig in 'n hart wat oorloop van liefde. Iemand wat vol vreugde is, preek sonder om te preek. En Paulus het gesê, elke een moet gee, soos hy hom in sy hart voorgegee het. Nie met 'n teensin of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. Leef met vreugde in die wete dat God jou lief het en hom oor jou verheug.
Sefanje 3:17 herinner ons aan hierdie waarheid. Die Here jou God is in jou midde, 'n held wat verlos. Hy verheug hom met blydskap oor jou. Hy maak jou stil met sy liefde. Hy sal oor jou juig met jubelkrete. Kom ons maak 'n punt daarvan om die Heilige Gees te vra om ons te help, om ons vreugde te vind in die verlossing van Jesus Christus en ons versuur daarop te hou. Dat ander dinge wat die wêreld voorhou as ware vreugde eintlik net kortstondig is. Kom ons gaan leef die lewe ten volle daar buite. Ten spyte van die omstandighede, want ons weet, deur Jesus het ons eindbestemming van die hel na die hemel verander. Mag ander na ons kyk en sê, hulle lewe in volle vreugde. Vreugde is die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Vreugde is die wete dat niks jou van God se liefde kan skei nie. Vreugde is om aan die Here te behoort, die bron van hoop.
Kom ons bid saam Jaco Tom se gebed, wat juis vir die tyd soos hierdie geskryf is. Ons dank U, Here Jesus, dat U gekom het om blydskap vir ons te bring. Ons het dit so nodig in hierdie dae van treurige nuus in die wêreld. Ons bely dat ons dikwels so blind staar teen al die slegte nuus wat ons hoor, teen al die slegte dinge wat ons beleef, dat ons die vreugde wat U koms gebring het miskyk. Daarom loop ons met hangskouers en lang gesigte rond en skud ons die kop in plaas daarvan dat ons regop staan. Koningskinders in hierdie wêreld, gekoop met die bloed van die lam. Ons kom bid vanaand, vir hulle wat nie vandag bly is nie, maar hartseer. Hulle wat in die dae so bewus is van die dierbare wat vanjaar nie weer Kersfees saam met hulle sal vier nie, omdat hy of sy nie meer daar is nie. Hulle wat in die dae te min het om selfs 'n Kersmaal te kan eet. Hulle wat eensaam is en niemand het om mee bly te wees nie. Hulle wat siek en swak is. Hulle wat radeloos is omdat daar nie werk is nie. Ons kom bid vir hulle almal. O Jesus, bron van al ons vreugde, U wat gekom het sodat ons die lewe kan hê en dit in oorvloed. Hoor ons gebed. Ons kom bid vir 'n wêreld wat in hierdie dae so hard probeer om bly te wees. Wat hulle vreugde in 'n bottel soek, of in 'n duur geskenk, of in sinsgenot. Ons bid vir almal wat so desperaat na vreugde soek, omdat hulle nie vir U in hulle lewe het nie. Ons bid dat U tog deur U Gees hulle harte sal verander en hulle oë sal oopmaak, sodat hulle U kan leer ken, Here Jesus. U wat die weg en die waarheid en die lewe is. U wat vir almal wat vermoeid en belas is rus wil gee. U wat gesê het, U las is lig en U juk sag. Ons bid dat mense U sal ontmoet as hulle verlosser, sodat hulle saam met ons die knie voor U kan buig en kan bely. Jesus is Here, tot lof van God ons Vader. O Seun van God, U wat gekom het om te kom soek en te red wat verlore is, hoor ons gebed. En nou loof ons U Jesus, hoogste Heer. Uit die hemel kom U neer om mens hier onder ons te wees. En so kom ons nou vrolik wees. Ons loof U Heer. Amen.
Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Amen.